Goeiemôre aan almal. Welkom hier by ons gemeente. Ons is baie bewus daarvan dat dit vir julle 'n moeilike dag is. 'n Seer dag, maar nogtans 'n baie belangrike geleentheid. En ons hoop dat die Here vir julle daai troos sal gee wat net hy kan gee. Ons is by mekaar in liefdevolle herinnering van Hendrik Jacobus de Klerk. Gebore op die 16de Januarie 1940 en oorlede op die 11de Oktober 2025. Ons diens gaan as volg verloop. Ons gaan met die persoonlike goedjies eerste begin en die eerste daarvan gaan wees dat Kiana, kleindogter, 'n lied gaan sing asseblief. Dit was baie spesiaal en baie persoonlik. Volgende wys ek net op die programmetjie wat gedruk is met die pragtige briefies daar. 3 wat jy self kan lees aan pappa, aan oupa en aan oupa grootjie. Dan saam met daardie 3 briefies
het ek nog 'n briefie ontvang van Johan, skoonseun, aan pa van Johan. Pa was altyd 'n voorbeeld van paraatheid, trots en goedheid gewees vir my. Ek gaan pa baie mis met ons geselsies in die sitkamer in die aande as ons sepies gekyk het. Pa het 'n vol lewe van liefde gehad en ek het baie geleer by pa, veral wat gesindheid en verantwoordelikheid aanbetref. Al die visvangdae, die kampe, die bootritte op die damme en die gesellige tye sal ek nooit vergeet nie. Daar is nou 'n leemte in die huis. Ek sal seker maak dat die protea blomme uit die tuin in ons huis voortleef ter herinnering aan pa. Pa het soveel jare verlang na ma na haar afsterwe. Nou is julle vir ewig by mekaar. Gaan in vrede. Dan volgende gaan ek vir George Woodley geleentheid gee om net namens die familie 'n aantal bedankings te doen asseblief. Dag almal. Baie dankie dat julle vandag hier is om met ons in ons hartseer te deel, maar ook om oupa Hendrik de Klerk se lewe te vier en te eer. Dit is vir my 'n besonderse en hartseer eer om namens sy familie vandag te praat. Ek wil graag almal vandag bedank wat die moeite gedoen het om hier te kom. En dankie vir al die familielede wat van ver af gekom het, vriende wat ons ondersteun en almal wat 'n rol gespeel het in oupa se lewe. Spesiale dank aan Dominee Braam vir die pragtige diens waarmee ons vandag oupa se lewensverhaal kan afsluit. Ons wil ook graag dank betoon aan Herfsland vir die 10 dae wat oupa daar was. Spesiale dank aan Tandi wat so behulpsaam was en ons met soveel empatie bygestaan het. Dankie aan die ER24 personeel en Linmed Hospitaal vir julle diens die dag van oupa se opname en ook sy sorg. A special thanks to Debbie for all your love and support and for your selfless contribution and assistance to Sanet, especially during this difficult time. We as a family truly appreciate this. Dankie ook aan George vir die pragtige blomme vir die diens en dankie ook aan die dames wat die verversings vir na die tyd verskaf het. Ek wil graag spesiale dankboodskappe aan die familie deel namens ma Sanet. Aan pa Johan, baie dankie vir al jou liefde en geduld met pa deur al die jare van versorging. Jy was sy ligpunt in die middag as jy by hom gaan sit het om te gesels en koeldrank te drink. Hy het altyd sy horlosie dopgehou wanneer dit tyd is vir jou om huis toe te kom. Pa het jou as sy eie kind gesien en nooit as 'n skoonseun nie. Christy, Johanet, Eben en George, julle was vir oupa net vreugde. Dankie vir julle liefde en geduld, veral die laaste ruk wat oupa soms nie eers julle name kon onthou nie. Maar 12 uur in die nag kon hy ons roep en dan vra waarom het julle nie kom kuier nie, al was julle daardie middag daar gewees. Kiana en Mika, oupa Grootjie het spesiale name vir julle gehad, Spiekerish en Kiewit. Hy was ook baie lief om julle twee sy terroriste te noem, want julle kon hom baie besig hou met julle speletjies en geselsies. Maar tog het hy baie gou gekla as julle die dag nie kon kuier het nie. Menet, oupa Grootjie het jou altyd die klein ding genoem en hy het jou baie geniet. Net julle sou die gesprekke verstaan wat julle gehad het. Dankie vir al die verstaan as oupa jou tot 20 keer gevra het wat jou naam is. Maar weet verseker, hy was bitter baie lief vir julle. Hy het geweet julle is sy kleinkinders, altyd. Armstrong, we thank you as a family for your love and commitment in assisting us with oupa. The two of you had a very special relationship and oupa enjoyed sharing his love for gardening with you. Laastens 'n spesiale dank van Johan aan Sanet. Sanet, vir die laaste 25 jaar wat pa en ma onder ons vlerk gebly het, kan ek net vir jou sê dat hulle nie vir 'n beter dogter kon gevra het nie. Sanet, jy het ons albei se ouers versorg vir soveel jare met sagmoedigheid en liefde. Ook in die tye wanneer ek so baie weg van die huis af was vir my werk, het jy die huishouding aan die gang gehou en doen dit nog steeds. Vir dit sê ek baie dankie. Liefde, Johan. Oupa Hendrik was 'n besonderse mens en ons sal al die talle goeie herinneringe en liefde wat hy vir ons gegee het altyd koester. Ons is dankbaar vir die tyd wat ons saam met hom gehad het en sal hom altyd diep in ons harte dra. Dankie vir julle almal vir julle liefde en ondersteuning.
Terwyl u net so bly sit, gaan ons saam bid. Here ons God, baie dankie dat u ons intens goed ken. En dankie dat u nie maar net weet hoe ons voel en hoe ons dink en waarmee ons worstel nie, maar dat u omgee, dat u liefhet, dat u troos, dat u dra. Here, vandag is ons intens bewus van ons afhanklikheid van u. U ken elkeen se seer, se vrae, se hartseer, se verlies rondom oupa Hendrik se dood. Here, ons draai die familie aan u op en die vriende, en ons bid dat u daar sal werk waar mense woorde nie bykom nie. Ons sê vir mekaar allerlei dinge in 'n poging om so 'n bietjie te troos, maar ons weet eintlik dit help nie regtig nie. Maar u kom deur die Gees en die werk aan die binnekant van 'n mens om perspektief te kry op die dood, om vrede te kry, om uiteindelik te glo dat ons geliefdes by u is en dat hulle in 'n heerlike, nuwe, wonderlike dimensie is, waarin daar geen pyn, siekte, enige probleme is nie. Help ons om vandag baie styf daaraan vas te hou. En as ons so daardie troos bid, dan doen ons dit op grond van Jesus Christus, wat self voor ons die pad van die dood en die pad van die graf gestap het. Maar ons bid juis in die naam van Jesus Christus, omdat u die een is wat opgewek is uit die dood, wat die mag van die dood, die greep van die dood, die houvas van die dood gebreek het en beloof het dat selfs al sterf ons, kan ons lewe. Here, saam met ons gebed om troos is daar natuurlik ons dankbaarheid. Want oom Hendrik het 'n goeie en 'n vol 85 jaar geleef. En hy het wonderlike dinge gedoen en hy het 'n wonderlike impak op mense se lewens gehad. So aan die een kant wil ons baie dankie sê vir alles wat hy gedoen het, wat hy beteken het, wat hy gegee het, wat hy ons geleer het. Maar dan wil ons ook dankie sê vir geleenthede om sy lewe ryker en voller en mooier en beter te maak. Dankie dat hy kon weet dat hy geliefd is. Dankie dat hy nie net geliefd was nie, maar dat hy goed versorg was. En dat hy gelukkig was. Vir dit alles bring ons vandag aan u die eer en die dank. Want u is die God van genade en van liefde. Here, laastens dank ons u dat ook die laaste jare van siek wees en worstel met 'n verstand wat lei aan 'n ernstige siekte, dat ook dit hom nie van u kon skei nie. In die woorde van Romeine 8 vers 38-39, niks kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Amen. Ek hou baie daarvan om wanneer ons 'n diens beplan vir die naaste familie te vra of daar spesiale teks is in die Bybel wat hulle assosieer, en hulle het vir my gesê die teks wat hulle met oom Hendrik assosieer is Psalm 23. Nou net 'n kort opmerking voordat ek dit lees. Ek gaan dit lees uit die ou Afrikaanse vertaling. Ek wil net verduidelik waarom ek dit lees uit die ou vertaling. Ek is 'n groot voorstander van die nuwe vertaling en selfs van die boodskap. Maar 'n bietjie van 'n probleem met die vertalings rondom Psalm 23 is dat daar in die Hebreëus en daarom in die ou vertaling baie belangrike simboliek
in hierdie Psalm vasgevang is. En in die nuwe vertalings het hulle die betekenis probeer vertaal, en het baie mooi vertaal, maar ongelukkig het die simboliek verlore gegaan. So ek lees vandag uit die ou vertaling ter wille van die simboliek, en ek hoop dat dit vir elkeen wat hier is, en miskien Psalm 23 selfs uit jou kop uit ken, 'n bietjie nuwe betekenis sal kry. Psalm 23, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, tot in lengte van dae. Ek wil aan die hand van hierdie pragtige Psalm by 3 kort punte stil staan. Die eerste is die lewe. Nou as ek praat van die lewe, dan dink ons in die eerste plek aan oom Hendrik se lewe. Maar wanneer ons oor die lewe praat, dan mag ons onsself toelaat om ook bietjie oor ons eie lewens te dink. Dan wil ek praat oor die dood, 'n onderwerp wat ons baie keer liewer wil vermy, maar 'n bietjie praat oor die dood in die lig van Psalm 23. En in die derde plek kortliks stil staan by wat ons noem die lewe, ander kan die grens van die dood. So die temas is die lewe, die dood en die lewe ander kant die grens van die dood. Nou, in hierdie Psalm word daar verwys na 'n skaap en dan natuurlik na die herder. 'n Skaap is 'n baie belangrike simbool in die Bybel, want 'n skaap is 'n toonbeeld van aan die een kant onskuld, maar aan die ander kant, Engelse woord vulnerability, kwesbaarheid. 'n Skaap is in baie situasies absoluut magteloos en weerloos teen die gevare. So kom ons kyk so 'n bietjie na die werklike agtergrond van die Psalm, en dan kyk ons hoe ons dit kan toepas op ons lewens, op oupa Hendrik se lewe en vandag se diens. Die agtergrond van hierdie Psalm lees ons, hy laat my neerlê in groen weivelde, en na waters waar rus is, lei hy my heen. Maar nou moet ons 'n bietjie onthou dat hierdie Psalm speel af in Israel, wat 'n barre semi-woestyn wêreld is. So ons het hierdie vreeslike mooi prentjies van hierdie groen weivelde, ons sien ook baie sulke prentjies waar die skape lê, en die waters, pragtige kalm waters, waar die skape by water drink, maar dis nie die regte prentjie nie. Die regte prentjie in Israel was dat in daai barre semi-woestyn was vir die skape om kos te kry 'n verskriklike groot uitdaging. En daarom was hulle net om te kan eet en te kan oorleef, absoluut afhanklik van die herder, wat weet waar die kos is. En een van die goed wat die herders geweet het, is dat wanneer die wind draai en van die see se kant af oor die land waai, dan het dit vogtige lug ingebring. En dan sou daar binne 'n dag of 2, 3, sou daar groen grasprietjies oral tussen die klipperige wêreld uitsprei. En dan het die herder sy skape gelei om daar te kan gaan vreet. Wat 'n wonderlike beeld is. 'n Beeld van sorg. Die tweede deel is nog interessanter, en dit is die lei my na waters waar rus is. In die tyd van hierdie Psalm was daar eintlik nie veel plekke waar skape veilig kon water drink nie. Daar was net vinnig vloeiende bergstrome.
En een van die gevaarlikste goed vir 'n skaap was om te gaan water drink. En wanneer hulle op die rotse gekom het, om by die water te kom, het hulle pote dikwels op die gladde rotse gegly, en dan het hulle geval, en natuurlik is hulle met die stroom afgespoel. So wat die herder gedoen het, was letterlik om in hierdie strome in te stap, eintlik sy eie lewe in gevaar te stel. Klippe in die stroom te pak, en met daai klippe, 'n klein, veilige suipdammetjie van water uit te keer vir die skape. En daarom sê die psalmdigter, die Here sorg vir hom, soos 'n herder sorg vir sy skape, om seker te maak dat hulle kan vreet, en seker maak dat hulle in veiligheid kan water drink. Nou as ons 'n bietjie iets hiervan wil toepas, dan weet ons dat oupa Hendrik het 'n lewe van afhanklikheid gelei. Afhanklikheid van die Here, en dat die Here vir hom in sy 85 jaar op elke moontlike terrein en manier gesorg het. Die Here het vir hom 'n unieke persoonlikheid gegee, hy het vir hom gawes en talente gegee, hy het vir hom geleenthede gegee, werkgeleenthede, om 'n verskil te maak in die samelewing, maar hy het ook vir hom wonderlike geleenthede gegee, om 'n verskil te maak in julle lewe. En dit het sy lewe vol en ryk gemaak. As 'n mens terugkyk op sy lewe, dan kan ons met reg vir mekaar sê, hy het 'n geseënde lewe gelei. Natuurlik was nie alles goed en alles maklik nie. Maar hy het geleef uit die hand van die Here. En as ons terugkyk op sy lewe, dan kan ons sê, hy het 'n verskil gemaak. Hy het dinge nagelaat, 'n voorbeeld, dinge nagelaat wat julle vir die res van julle lewe saam met julle kan dra, en kosbare herinneringe wat julle kan koester. En ek wil hê julle moet onthou wat ek in die gebed ook genoem het. Ons haak baie keer vas by die laaste paar jaar van 'n persoon se lewe. En baie keer het mense in die laaste deel van hulle lewe ernstige siekte. En 'n siektetoestand soos hy gehad het, wat soms inmeng met die onthou en die herkenning en so meer. En dis vir ons verskriklik ontstellend. Maar ons moet net onthou, God is nie afhanklik van 'n gesonde brein of van taal om met iemand te kommunikeer nie. Baie mense praat met my en sê, my pa of my ma het Alzheimer's gekry of dementia gekry of wat ook al, en waar hy of sy voorheen in hulle lewe so oortuig was dat hulle in die Here glo, het hulle baie keer in hulle laaste dae nie meer geweet of hulle glo nie. En dan dink hulle dit het daai persoon weggevat van die Here af. Dit sal nooit 'n persoon wegvat van die Here af nie. God is groter en sterker en magtiger as enige siektetoestand of enigiets wat ons kan bedreig. Dink terug aan hom in al die verskillende fases van sy lewe. Dink aan sy liefde vir die natuur, vir die tuin. Dink aan sy interaksie met julle. Die hele kwessie van die proteas is so kosbaar, dit sê baie meer as wat mense op die oppervlak besef, van hoe hy met liefde gesorg het dat die proteas in die tuin blom, en dit as werk van God gesien het, en dit dan in die huis ingedra het, om iets daarvan te deel. Ek persoonlik dink, as ek aan hom dink ek aan sy absolute vuur regop houding, selfs op sy hoë ouderdom. Ek dink aan sy netheid, dink aan sy goeie maniere, sy bedagsaamheid, pragtige dinge wat julle rondom hom kan koester. Maar dan kom ons by die tweede deel, en dit gaan oor die dood. Nou wil ek eers weer die Psalm lees, die agtergrond van die Psalm skets, en dan net 'n paar lyne deurtrek na die dood, die fisiese dood. Oom Hendrik se, maar natuurlik ook ons sin. Vers 4, die bekende woorde, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my.
Nou moet ons weer kyk na die agtergrond. Wat was 'n dal van doodskaduwee? Wat dit in die realiteit was in Israel, was dat daar berge is, en dat daar tussen die berge baie nou klowe is. So nou, dat die son maar partykeer net vir 'n uur of 'n bietjie meer in 'n dag in die kloof ingeskyn het. Verder was die kloof in relatiewe duisternis gehul. En omdat dit so donker was in hierdie klowe, was dit die plek waar rowers weggekruip het, mense voorgelê het, maar ook roofdiere om die skape aan te val en natuurlik te verskeur en te verslind. En daarom het sulke klowe die naam gekry van 'n dal van doodskaduwee. 'n Donker kloof waar die dood op jou wag. Nou sê die psalmdigter, wanneer hy deur die dal van doodskaduwee gaan, sal hy geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Ag, ek het gedink om vandag net weer so 'n bietjie dit te wys. Nie heeltemal die oudtydse staf nie, maar dan so iets wat ons daaraan herinner. Wat was die herder se stok? Dit was sy kierie. Met daai kierie het daai herder rowers en roofdiere verjaag of doodgeslaan of gegooi en verjaag. So die herder se stok was sy kierie. Die herder se staf, meeste van julle weet hoe lyk 'n regte staf met so langer hak as hierdie. Wat het die herder met sy staf gedoen? Twee goed. Hy het, wanneer 'n skaap te naby kom aan die afgrond in daai kloof, het hy die skaap om die nek gehak of om die agterpoot en hulle net teruggebring na veiligheid. So die herder met sy stok en sy staf het hierdie skape se veiligheid verseker in die dal van doodskaduwee. Maar dan is daar nog 'n derde toepassing, en interessant, baie min mense weet dit. In Israel, ook in Turkye, loop herders voor hulle skape. Nie soos by ons agter die skape nie. Die herder loop voor en die skape volg hulle. Maar nou in hierdie donker kloof, as die herder voorgeloop het, dan sou die skape wat nader aan agter was, sou die herder nie voor kon sien nie. Hy loop maar net agter die skaap voor hom aan. Maar wat die herder dan gedoen het met sy stok en sy staf, is hy, terwyl hy stap, het hy teen die rotse gestamp, het sou min of meer so klink. En dan het daai skaap geweet, die herder is daarvoor. En dit het hulle die gevoel van absolute veiligheid gegee. Nou, ons verwys dikwels daarna, wanneer iemand fisies sterf, of wanneer ons praat oor ons eie dood, dan sal ons sê, wanneer ek deur die dal van doodskaduwee moet gaan. Nou, ek het as kind altyd gedink, as mens deur die dal van doodskaduwee gaan, gaan jy alleen, maar die Here wag vir jou aan die ander kant. Vandag weet ek op grond van Psalm 23 en Jesus se beloftes in die Nuwe Testament, dat dit nie waar is nie. Wanneer ons deur die dal van doodskaduwee gaan, is ons nie alleen nie. En ek wil hê julle moet julleself daaraan herinner, want dit gaan baie belangrik wees vorentoe, dat wanneer julle dink oor die oomblik wat oupa Hendrik fisies gesterf het, dat hy nie alleen was nie, maar dat God self by hom was. Dit het ons op grond van Psalm 23 en dit het ons op grond van Jesus se beloftes in die Nuwe Testament. En nou wil ek sommer net iets interessants wys, omdat ons Nuwe Testamentiese gelowiges is. Die Ou Testament is vir ons baie belangrik, maar ons is Nuwe Testamentiese gelowiges. Het ook op 'n stadium net daaroor gedink, wat gebeur in 'n Nuwe Testamentiese konteks, as mens die staf
en die stok so oor mekaar sou hou. En dan sien ons natuurlik 'n kruis. En Jesus se kruis kan ons vergelyk met die stok en die staf wat vir ons daai versekering gee dat Jesus die mag van die dood gebreek het. Ek wil dit so verwoord. Wanneer ons oor die dood dink, moet ons osself daaraan herinner. Jesus was daar. Jesus het fisies gesterf. Hy is begrawe. Maar deur die genade van die Vader het hy nie dood gebly nie. Hy is opgewek op die Sondagoggend. Hy lewe. En hy het sy oorwinning oor die mag, die greep van die dood, het hy aangekondig. En daarom is dit belangrik dat ons sal onthou dat die dood ons nie kan doodmaak nie. Dit klink vreemd, maar is waar, die dood kan ons nie doodmaak nie. Die dood kan slegs die manier waarop ons bestaan verander. 'n Enkele voorbeeld. Ons praat baie keer in Afrikaans verkeerd. Ons praat van water wat weg is. As ons water op die grond uitgooi en dit sink in die grond en dan sê ons dis weg. Wanneer 'n dammetjie opdroog, die water verdamp het, dan sê ons die water is weg. Het jy al ooit daaroor gedink dat water nooit weg is nie? Water wat verdamp word stoom, word onsigbaar vir die menslike oog, word opgeneem in 'n wolk. Die wind waai daai wolke 1000 kilometer verder en iewers reën dit weer. En dan val daai water weer in die see of in 'n dam. En op 'n stadium verdamp dit weer en word dit weer 'n wolk en reën dit weer. Water is nooit weg nie. Dis net soms sigbaar vir die menslike oog en soms onsigbaar vir die menslike oog. Die dood kan ons nie doodmaak nie, dit kan net ons bestaan verander van wat ons ken as 'n aardse bestaan of 'n fisiese bestaan of 'n liggaamlike bestaan na 'n geestelike bestaan. Wanneer ons as gelowiges sterf, is dit nie klaar met ons nie. Dit is die oorgang wat ons beleef om op 'n nuwe manier by God te kan leef. Dan wil ek hê ons moet so 'n bietjie kyk na die derde plek. Hoe lyk die lewe aan die ander kant die grens van die dood? Nou in die eerste plek kan ons sê ons weet nie regtig nie. Daar's nou mense wat boeke skryf soos die hemel is 'n werklikheid en sulke goeders. Wat ek glo natuurlik die hemel is 'n werklikheid. Maar ek glo nie wat in daai boeke staan nie. En ek sal sê hoekom. Want al wat in daai boeke staan is dit wat in die boek Openbaring vir ons geskryf is. En daai mense het die inligting in Openbaring gaan oorskryf asof hulle dit gesien het. Die probleem met die inligting in Openbaring is dis als in simboliek geskryf. Vreeslik eenvoudig verduidelik, die lewe by God is so wonderlik en so anders dat ons dit nie kan voorstel nie. Ons kan ons dit nie indink nie. Ons verstand kan dit nie begryp nie. Daarom word hierdie oortreffende trap gebruik, beeldspraak. Wat sê Psalm 23 of beter geformuleer? Wat sê die psalmdigter vir ons? Wat glo hy van die lewe na die dood? Hy beskryf dit ook in simboliek. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. 3 elemente van die simboliek in hierdie pragtige psalm. Die eerste is, die lewe na die dood word beskryf as 'n feesmaal. Dat ons saam met die Here 'n feesmaal sal geniet.
En dan kom hierdie twee beelde. Die een is, U maak my hoof vet met olie. Een van die dinge wat 'n gasheer gedoen het, is as hy mense nooi vir die ete, dan sal hy sy eregaste wanneer hulle aankom, met 'n kosbare olie oor hulle kop uitgooi en hulle kop salf met die olie. Ons lees die wonderlike gedeelte van die vrou wat die duur kosbare albaste flesie met olie, nardusolie gekoop het, ten duurste. En Jesus se voete gesalf het. Sy was te nederig, haarself nie belangrik genoeg gesien om sy kop te salf nie, want sy was ook nie die gasheer nie. Maar sy salf Jesus se voete. En dan kom die disippels en die ander mense, en is negatief en hulle sê, "Sjoe, wat 'n vermorsing. Daai olie kon verkoop gewees het en die geld vir die armes gegee word." En dan sê Jesus, "Los haar." Hy sê, "Los haar, sy het my gesalf vir my begrafnis." En dan is die ironie dat hierdie profetiese woorde van Jesus waar word, want wanneer Jesus sterf, so 3 uur Vrydagmiddag moet hy haastig begrawe word voor die son sak, want dan begin die Sabbat. En dan is daar nie tyd om sy liggaam met die reukolies te behandel, soos wat die gebruik was nie. Maar dit was nie nodig nie, want hy was gesalf voor sy dood. Terug by ons beeld in Psalm 23. Hy sê eintlik, die Here ontvang my soos 'n eregas, en hy salf my hoof met olie. Die tweede deel van die beeld is, dat die gasheer vir sy eregaste sou verwelkom met 'n beker wyn. Die psalmdigter sê, hy kry nie net 'n beker met 'n bietjie wyn in nie, hy sê, my beker loop oor. Die Here ontvang my soos 'n eregas. Al weet ons niks van hoe dit regtig in die lewe hierna is nie, weet ons dat dit 'n lewe saam met God sal wees, en dat dit 'n lewe saam met ons geliefdes sal wees, en dat dit onbeskryflik wonderlik sal wees. Terug by ons Psalm, in die lewe, sê die herder, sê die gelowige, die digter, in die lewe sorg die Here vir my soos 'n skaap. Hy gee vir my kos, en hy gee vir my 'n veilige plek om water te drink. In die tweede plek sê die psalmdigter, in die dood is ek nie alleen nie, want God is by my. En in die derde plek sê die psalmdigter, aan die kant die grens van die dood, is daar 'n nuwe lewe by God. Ek wil afsluit met 'n paar baie kort punte. Die eerste is, wees dankbaar vir 85 jaar, waarin julle elkeen gedeeltelik kon deel. Wees dankbaar vir die voorreg wat jy gehad het om hom te kon ken, om te kon lief hê, om te kon versorg, by hom te kon leer, maar ook sy lewe te kon verryk. Die tweede is, wees eerlik oor jou verlies en jou hartseer. Ek sê sommer vreeslik reguit, die meeste mense in die samelewing het 'n houding van, as jou pa of jou oupa 85 jaar oud was, dan is dit regtig nie so erg as hulle sterf nie, want hulle is mos nou oud gewees, en hulle het 'n vol lewe gehad, en dit was mos nou tyd, en baie keer het hulle gelei, en nou is hulle verlos. Baie keer wil ons die dood van 'n bejaarde afmaak as iets wat nie so erg is nie. Die realiteit is, dis 'n onbeskryflike verlies. En as jy nodig het om te huil en om hartseer te wees, moenie dink jy is oordoen nie. Maar sê miskien vir jouself, en as iemand jou aanvat, weet jy, ek huil oor myself. Ek huil oor my verlies, ek huil oor die gat in my lewe. Ek huil oor die feit dat ek nie vir my pa 'n drukkie kan gee, of vir my oupa 'n drukkie kan gee, of 'n boodskap kan stuur nie. Die dood
die verlies van 'n geliefde is seer. Gun jouself jou treur. Maar die derde is natuurlik die positiewe en dit het 2 punte. Glo dat ook oupa Hendrik deel in God se beloftes. Ek dink dit moet verskriklik wees om nie te glo in God en in 'n lewe hierna nie. Ek dink dit moet, wat doen jy in jou rou as iemand wat jy liefhet dood is en jy moet net dink hulle is net vir altyd en altyd en altyd verby. Of wat is die verskil wanneer ek kan dink, volgens die beloftes van die Here is daar 'n lewe hierna en my geliefde is by God, al verstaan ek min daarvan. Maar dan die heel laaste. Dis geweldig belangrik dat ons sal glo dat Jesus Christus voorsiening gemaak het vir ons geliefdes, vir die lewe na die dood. Maar miskien is dit nog belangriker dat ons ook sal glo dat Jesus Christus vir ons elkeen voorsiening gemaak het. Wanneer 'n mens glo dat Jesus Christus ook vir jou aan die kruis gesterf het, verander dit jou perspektief op die dood. Nie net op die dood van jou geliefdes nie, maar ook op jou eie dood. Wanneer 'n mens glo dat Jesus gesterf het en opgewek is uit die dood, vir my, dan dink ek anders oor die dood. Amen. Kom ons sit net so en bid ons saam. Here Jesus, dankie dat U nie in die geheim opgestaan het en verdwyn het uit die graf uit en daar nooit weer van U gesien of gehoor is nie. Dankie dat U op daai Sondagoggend 2000 jaar gelede begin het met verskynings. En dankie dat U aan meer as 500 mense verskyn het. En dankie dat hulle lewens verander is omdat hulle U gesien het en aan U kon vat. En dankie dat hulle die boodskap vir ons oorgedra het. En dankie dat daai boodskap opgeteken is, eers in Grieks, en dat dit uiteindelik vir ons vertaal is in Afrikaans. En dat ons U woord en U troos en U beloftes in ons eie taal kan lees. Maar help ons om dit nie net te lees nie, maar dit aan te gryp. Dit te glo, op grond daarvan anders te dink en anders te voel oor die dood. Here, nou dra ons, almal wat hier is, ook die familie en vriende wat dalk nie hier kan wees nie, en wat hierdie boodskap aanlyn moet kyk, almal wat vir oom Hendrik lief was, dra ons aan U op, en bid dat U vir hulle die krag, die genade, die troos sal gee, wat hulle so broodnodig het. Ons gebed is in die naam van die opgewekte Jesus Christus. Amen. Geliefdes, die genade van die Here en die liefde van God ons Vader en die vertroostende teenwoordigheid van God die Heilige Gees sal by julle bly. Amen.